is nou gewoond om te sê goeiemôre, dan moet ek eers uitwerk. Is dit nou middag of is dit nou al aand? Dis aand. OK. Goeienaand. Baie welkom vanaand hiersal, vir elkeen wat hier is. En die besluit geneem het dat julle graag vanaand op hierdie manier, van al die maniere hoe jy nou kon gekies het om vandag te spandeer, of hierdie laaste ure ten minste te spandeer, dat jy die keuse gemaak het dat jy dit saam met ander gelowiges wil doen, dat jy dit wil doen daar waar jy die naaste aan die Here voel en kan ervaar, wat in 'n erediens is. En ek weet hoekom 'n mens dit doen. Ek onthou self toe ek nou gesit het waar julle sit nog voordat ek 'n predikant was, dat iets begin net so te brand in jou hart en trek jou om vir jou te sê, dit is wat ek moet doen. Ek moet hier wees. En jy was gehoorsaam gewees aan daardie stem. So baie welkom hierso. Mag dit vir u 'n geseënde oomblik wees. Nie noodwendig omdat ek nou gaan preek dat die spoeg trek nie, of vir jou nuwe insigte en diep dinge gaan ontsluit nie, maar omdat ons weet dat God op 'n besondere manier hier teenwoordig is, en omdat hy met elkeen van ons werk. So baie welkom. Ek wil, voordat ons begin, vir u geleentheid gee om self met die Here te praat, in 'n kort stil gebed van 'n paar sekondes lank. So ek gaan vir u geleentheid gee vir 'n stil persoonlike gebed tot die Here. Daarna gaan ek vir ons open met ons votum en ons seëngroet. Ons votum is 'n verwerking dan van Psalm 23. Kom ons raak stil. Die Here is tog mos my herder. Omdat hy voorloop en ek volg, weet ek sal nie gebrek ly nie. Daar sal altyd genoeg wees na groen weivelde. Lei hy my heen. Daar waar daar rus is, as ek onstuimig raak. As ek moeg is, gee hy vir my nuwe lewenskrag. As ek verdwaald raak, lei hy my weer terug op die regte pad. Selfs al is daar moeilikheid, donkerte, ja, selfs die dood, sal ek nie bang wees nie. Want ek weet, U is by my. Dis U stok en dis U staf wat my gerus stel. Geliefdes in die Here Jesus Christus, met hierdie gedagte dat God ons goeie herder is en dat ons daar veilig is, kom groet ek u vanaand in sy naam. Ek kom groet u in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Vrede vir jou. Amen. Ek gaan vanaand saam met u lees en in die prediking nadink uit 'n brief wat Paulus in die Nuwe Testament geskryf het, Filippense 3, en ek gaan net die gedeelte van vers 12 tot 14 vir ons lees. Ek sal dit later binne in die groter konteks plaas van waarin dit geskryf is. Voordat ek dit vir ons lees, kom ons vra die Here om ons verstand oop te maak en ons gees oop te maak vir sy woord. Ons hemelse Vader, Here, ons dank U vir hierdie jaar. Ons dank U
vir vandag, vir hierdie geleentheid wat ons het, tussen alles wat ons kon gekies het om te doen, om hier te kan wees vanaand. Dankie vir u woord wat u vir ons gee. 'n Woord wat nooit ver van ons af is nie. Help ons om vanaand juis daarop te fokus. Op dit wat u vir elkeen van ons deur die Heilige Gees in ons harte wil kom sê. Elkeen van ons se storie is anderste en tog in 'n sekere sin dieselfde. Maar u ken ons by die naam. U ken ons persoonlik. Tot in so fyn detail dat u self die hare op ons hoof getel het. Daarom vra ons u dat wanneer u met ons deur die Gees praat, dat u na elkeen van ons se hart en se mens sal spreek, soos wat ons dit nodig het. Dit is ons enigste begeerte. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Nou, u gaan waarskynlik hierdie gedeelte ken. Ek kan nie dink dat dit vir u nuut is nie. So die gedeelte wat ek vir u uitlig is dan vers 12, kom ek lees dit, en dan is ons almal op dieselfde bladsy. Daar staan geskrywe: Nie dat ek dit al verkry het, of reeds volmaak is nie. Maar ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. Broers, ek reken nie dat ek dit self reeds uit my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek. Ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor lê. Ek beer voort na die wenstreep om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. Net weer daardie trefgedeelte wat vir ons van toepassing is. Broers, ek reken nie dat ek dit self reeds my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek. Ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor lê. Vriende, u weet dit. Ek sê dit vandag vir u om u daaraan te herinner. Jou verlede is nie jou eindbestemming nie. Dit waar jy deur was, en dit wat met jou gebeur het in die lewe, goed of sleg, is nie jou eindbestemming nie. Daar is vir jou 'n toekoms. 'n Baie mooi en goeie toekoms. Selfs al kan jy dit nie nou sien nie, omdat jy in alle waarskynlikheid moontlik of dalk nie moontlik nie in 'n fase van lyding of swaar kry mag wees. Of dit fisies liggaamlik is en of dit geestelik is. Ons weet dit want die Here sê vir ons in sy woord dat hy vir ons goeie dinge bedoel en nie slegte dinge nie. En ons weet dit omdat ons tog mos maar weet dat dit wat ons hier doen maar tydelik is. Daar is wel goed wat ons doen hier wat ewigheidswaarde het. Maar 'n groot persentasie daarvan is tydelik en gaan gou verby. Tot 'n mate voel ek baie keer dat ons lewe in 'n moeiliker tye as vroeër. Daar's definitief 'n klomp ander uitdagings en 'n klomp moeiliker uitdagings wat ons moet ons doen. Maar tog, behalwe daarvoor, is daar 'n klomp goed wat verbeter het. Wat nie meer is soos wat dit was nie. My eerste rekenaar, as ek nou baie goed kan onthou, ek dink dit was 'n 586 rekenaar gewees.
Ek was baie opgewonde toe ek om die dag gekry het. Ek was nou al klaar met matriek gewees, ek het nou hierdie rekenaar gehad, maar hy het nou so gewerk. Jy het hom aangeskakel, dan kan jy gaan koffie maak het, en alle waarskynlik dat hy ontbyt ook geëet het. En dan sê jy, okay, hy het nou opgeboot, en hy het nou al sy default programme gehardloop, hy het nog sulke floppies gehad. En dan kon jy hom nou begin gebruik. Baie beïndruk gewees met die nuutste tegnologie, hierdie verskriklike masjien. Een keer 'n week, weet ek, moes ek hom gedefrag het. Dan was daar so 'n skerm voor my gewees met sulke blokkies en hulle so een vir een ingekleer. Het ek gesit in hulle dop gehou om hom te defrag en al daardie goeters te doen, sodat die rekenaar nou nie moet uitbom skielik hier in die middel van iets in reboot vir een of ander rede wat jy nie weet hoekom nie. Dit is goed in die verlede wat beter geraak het. Definitief beter geraak het. En 'n mens baie help. Ek kan onthou dat as jy nou 'n woord gesoek het, dan het jy 'n woordeboek nodig gehad om te gaan opsoek. Wat is daardie woord? Wat is daai woord se betekenis? En as jy nie seker was van sy spelling nie, kon jy nie vir Google gevra het nie. Jy moes maar in die woordeboek gaan kyk het. Wat is die korrekte spelling indien jy vasgehaak het met die taalreëls? Vandag is dit nie so nie. Dit is baie beter as ander kere. Om die waarheid te sê, ek het nou my selfoon in my kar vergeet, dink ek. Maar ek het my hele Bybel op my selfoon. Nie net dit nie. Ek kan al die vertalings van die Bybel op my selfoon hê. Vir my was die wonderlikste tegnologie toe ek 'n kind was, die duimdrukmerkies in die Bybel, om vinnig die boek te vind. Want op daai dae moes jy nog die boeke van die Bybel gememoriseer het. En jy het dit gememoriseer, want jy het geweet, Sondag gaan die dominee sê, ek lees uit Filippense 3 uit, en daar was nie projektors, daar was dalk so transpirant besigheid, wat hulle die transpirante moes geruil het. Maar dan het elkeen sy eie Bybel gelees. Dit was nie van 'n skerm af wees nie. En in orde dat jy nou nie die enigste ou moet wees, wat nou 3 ure lank vat om Filippense 3 in jou Bybel te kry nie, was daar gelukkig duimdrukke gewees om jou te help. So dit is daardie jare die beste tyd. Vandag soveel beter. Goeders het verander. Wat 'n mens baie keer nie in rekening hou nie, omdat dit vir jou moeiliker is om te sien is, jy het verander. Jy is ook nie meer dieselfde as wie jy was nie. En dit het nie net te doen met jou fisiese voorkoms aan die buitekant nie. Ek het nou die dag besluit ek met my Facebook foto ge-upgrade, toe kry ek my matriekfoto. Sit ek hom op, sê ek het hare gehad, yay, op 'n stadium. So daar is 'n fisiese verandering, wat ook was. Maar, sonder dat jy dit agterkom, het jy as mens in jou menswees ook verander. Jy het gegroei. Jy het in jou geloof gegroei. As jy sê dat jy glo, dan werk God in jou lewe. Dan maak hy jou en verander hy jou. Elke dag. Somtyds bietjies vir bietjies. Somtyds voel dit soos 2 tree vorentoe, 1 tree terug. Maar oor die langer tydperk het jy verander. Die kerk het verander. Dit lyk anderste vandag as wat dit gelyk het in ons kinderjare. Die kleredrag wat ons aan het.
Vrouens dra nie meer hoede as hulle kerk toe kom nie. Kan jy nou dink dat al daardie goeters het geskuif, en alle waarskynlikheid in u leeftyd ook, in my leeftyd in die pad, ons ouderlinge en die hakens het so soldate ingemasseer gekom in die kerk, op afgemerkte plekke in swart baadjies met wit tasse. Ons leraars het swart togas gedra. Dit het verander. Dit is nie meer so nie. 'n Mens sou nou daaroor kon wonder en dink, is dit goed, is dit sleg? In alle waarskynlikheid is dit 'n mengsel van die twee, en is dit nie so maklik om dit net te dissekteer en uitmekaar uit te trek en te sê, nee, mense sou dit kon doen, dit is 'n moeisame oefening vir die wat daarvoor kan sien om dit te doen. Maar dit is 'n mengsel van alles, 'n mengsel van goed en van sleg. Die teks wat ons vanoggend saam lees, sê Paulus dat hy het 'n beginsel, 'n geloofsbeginsel wat hy toepas. Dit is 'n persoonlike geloofsbeginsel wat hy deel met die gemeente van Filippi. Hy sê, dit is wat ek doen. Ek maak my los van dit wat agter is en ek strek my uit na dit wat voor lê. En daar is 'n rede hoekom hy dit doen, waarna ons vanaand so bietjie gaan kyk. Die Bybel is eintlik nogal vol mense wat hulle self uitstrek na God toe, wat hulle self uitstrek na Christus toe. Dink nou maar net aan daardie Markus verhaal, Markus 2, van die 4 vriende wat hulle verlamde vriend op 'n draagbare gedra het, bo op 'n dak geklim het, die dak oopgemaak het omdat hulle nie in die huis kon inkom nie, en die verlamde man afgesak het tot voor Jesus se voete. Strek uit. Daar's iets wat moet gebeur. Ons verlamde vriend, God kan hom gesond maak. Ons moet hom hy kan nie so toe kom nie, dan dra ons hom. Ons kan nie inkom nie, ons breek die dak oop. Breek die dak oop. Vandag lyk dit anders, die mense breek nie meer die dak oop om by Jesus uit te kom nie. Die teenoorgestelde sien ons soms in die lewe. Daar's ander verhale ook. Die blinde man wat hoor Jesus kom verby, dan roep hy uit, Jesus, Seun van die Allerhoogste, ontferm U oor my. En dan sê die disippels, maak hom stil. En dan roep hy nog harder, gaan staan Jesus stil. Sê hy vir hom, en dan genees hy daai blinde man. En so aan. Iemand wat hom uitstrek, uitroep, herhaaldelik uitroep, stil gemaak word, hom nie steur daar aan die stemme wat hom stil maak, en jy nog steeds uitroep na Christus toe. Saggeus, hy's te kort om Jesus te sien, klim in die boom, om hom te sien en sy verbykom in die strate. As hy verbykom, staan Jesus stil, sê, kom Saggeus, ek gaan saam met jou eet. Ek gaan vandag saam met jou huis toe. Ek eet saam met jou. Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. 'n Groot skare mense is rondom Jesus. Sy kan nie by hom uitkom nie. Sy weet vir 'n feit, as ek net aan die soem van sy kleed kan raak, sal ek genees word. Sy druk deur daardie skare, kruip hier onder in die stof rond om aan hom te raak, om by hom uit te kom. Paulus in hierdie teks, wat nie 'n maklike pad gehad het nie, moeilikheid op moeilikheid, kritiek op kritiek. Ja,
Mense wat hom aanvat oor alles wat hy gesê het, oor sy prediking. Sy dit sê is die fariseërs teen hom, sy dit sê is 'n klomp geleerdes teen hom. Hy moet homself die heeltyd verdedig oor sy standpunte, hy moet homself die heeltyd verdedig oor dit wat hy besig is om te verkondig. Hy ervaar verskriklike druk. Die Jode wil besny, hy sê nee, doop, julle verstaan nie reg nie. As jy nou ooit moeg geraak het in die kerk, moet jy by teologiese debatte betrokke raak. Mense. Teologiese debatte. Wat is reg, wat is verkeerd? Hoe moet ons dit so doen? Wie is dit nou sis of is dit nou so? Maar Paulus doen dit. En hy laat dit hom ook nie afsit nie. As dit nodig is vir hom te sê jammer, dan sê hy jammer. Wat nêrens volgens wat ek kan lees die gevalle is nie. Maar hy bly deurdruk, hy bly vorentoe druk. En daarom sê hy vir hierdie gebeente, ek maak my los. Ek maak my los en ek druk vorentoe. Jy weet, ou jaar is 'n snaakse dag. Dis ons nou daardie dag wat lê tussen wat was, en dis is waar ons nou nog is, en dit wat kom, en dit wat vir ons voorlê. Party van ons voel seker dankbaar, dankie tog, hierdie jaar is verby, dit was 'n slegte, dalk voel ander, nee wat, dis 'n goeie jaar, ek is bly dat dit verby is. Dalk is jy 'n bietjie onseker oor 2026. Jy het jou vrae en jy het jou onsekerheid oor 2026. Dalk sê jy vir jouself, ek hoop net dis vir 'n slag 'n goeie jaar. Ek kan nou 4 slegtes in 'n ry gehad, mag daar 1 goeie wees. Of wat die geval ook al wees, maar dis hierdie oorgangstyd. Nou vanaand kom hierdie teks na ons toe. En hy bring nie vir ons as 'n oujaars nuwejaarsboodskap 'n klomp voorneme, 'n lysie van voorneme wat hy vir ons as gelowiges voorstel om te doen. Nee, dit is nie wat die Here vir ons vanaand wil sê deur sy woord nie. Hy bring vir jou een enkele fokus. As vir jou wil sê, vergeet al die ander dinge. Ek weet daar's 'n klomp en die to-do list en die bucket list is lank. Maar ek wil hê jy moet op hierdie een ding fokus. En dit is dat ek myself losmaak van wat agter is en ek strek my uit na dit wat voor is, sodat ek die prys kan verkry. Daar's 'n rede. Dit is nie net sommer vir enige rede en omdat almal dit doen nie. Daar's 'n rede sodat ek die prys kan verkry van die hemelse roeping van God in Jesus Christus. Een ding. Nie 75 hacks nie. Ek het 'n vriend wat ek ken, wat altyd vir my die storie vertel, dat hy op ou jaar doen hy 'n snaakse ding. Hy is altyd daar ergens op 'n strand of 'n plek naby die see. En dan sê hy wat hy doen is hy vat 'n hand sand op oujaarsaand en hy hou daardie hand met sand vas. En voordat die nuwe jaar kom, dan gaan hy dit en hy laat dit so deur sy hande val. En dan sê hy vir homself, die verlede is verby. Ek laat los alles wat agter my is. Nie omdat alles klaar afgehandel is nie. Dit is nie hoekom hy los nie. Hy sê nie, ek het nou my
job gedoen, is nou klaar, en nou los ek dit nie. Nee. Alles is nie klaar nie. En nie alles is afgehandel nie. En nie alles is volledig nie. Maar kies om 'n klomp goed te los en nie in te dra nie. Miskien is jy meer van 'n skryfou of 'n vrou as wat jy iemand is vir sulke harde liturgiese of persoonlike gebruike in jou eie lewe. Ek hoop jy het 'n paar goeie persoonlike gebruike, maar dalk is jy meer 'n penhou wat skryf. Wat hou van boeke. Dan kan jy nou vandag vir jou vanaand 12 uur vir jou 'n nuwe leë skoon bladsy oopmaak. Nie om daarin te begin skryf van die perfekte plan nie, maar net om een sin daarin te skryf. Here, ek wil vorentoe leef. Die enigste woorde, dalk wat jy vanaand in daardie boek moet skryf. En dan is daar natuurlik die horlosie. 'n minuut voor 12, na 12 uur. Daar is iets heilig aan daardie laaste minuut, 'n oorgang. Jy kan dit spandeer met vrees of met fees, of jy kan dit spandeer in gebed. Hierdie brief van Filippus, of van die gemeente van Filippi, is 'n besondere brief. Die gemeente is uiteindelik, daar's 'n baie goeie verhouding tussen Paulus en hierdie gemeente. En die gemeente het die dorp Filippi, die antieke stad Filippi, het eintlik bestaan uit meerendeels afgetrede Romeinse soldate. As jy nou in die weermag was, vir al die jare, en jy het by jou aftree ouderdom gekom, jy was 'n Romeinse burger, dan het die Romeinse keiser vir jou gesê, baie dankie vir jou jare van diens aan die Romeinse regering, as deel van jou aftreepakket, kan jy gaan aftree in Filippi. Dit is ons aftreedorpie vir ons afgetrede Romeinse soldate. So daar was 'n baie van hierdie soldate gewees. Daar was ander mense ook. Dit was 'n oos-wes handelsroete ook gewees. Party van die kommentare sê dit was die eerste gemeente wat in Europa tot stand gekom het. Was in Filippi gewees. Paulus het daar aangekom nadat hy 'n naggesig gesien het van 'n Macedoniese man wat vir hom gesê het hy moet hierheen kom. En toe hy na Filippi toe, en toe hy in Filippi is, soek hy 'n plek om te gaan bid. En hulle sê vir hom net daar onder by die rivier. Daar was 'n ander waarskynlikheid Jode, maar te min om 'n sinagoge te bou. So die aanbiddingsplek was sommer daar by die water, by die rivier gewees. En dan gaan hy soontoe, dan moet hy vir Lydia verkondig die evangelie. Sy kom tot bekering. En dit was in alle waarskynlikheid die eerste huiskerk in Filippi gewees wat gestig het. 'n goeie ding. Paulus word naderhand gevange geneem, want terwyl hy daar in Filippi is, dryf hy 'n waarsêer gees uit 'n vrou uit. Sy is kwaad, of die mense is kwaad, want daar is nou verlies aan inkomste. Sy maak nou nie meer geld nie, want mense kom nie meer na haar toe om hulle handpalms te lees en om in die kristalbal te kyk wat sê die toekoms gaan môre met jou gebeur nie. Dis hoe sy geld gemaak het. Dis soos hierdie gypsies met hulle karavane, dan betaal jy en dan lees hulle jou blare en so aan. Dit was al werk gewees, het 'n waarsêers gees gehad. Paulus dryf dit uit, nou is daar nie inkomste nie. Hy beland in die tronk en so aan. Die tronk se deure gaan oop in die nag met 'n wonderwerk God wat self die deure oopmaak. Kry hom in die stad, hulle vat hom terug. Dan sê hy vir hulle: "Julle het my onregmatig toegesluit. Ek is 'n Romeinse burger. En omdat dit 'n klomp afgetrede weermagmanne is wat daar so bly, wat Romeinse burgers is. En vir wie Romeinse burgerskap iets beteken.
laat hulle hom vry. En is hulle eintlik baie jammer daaroor dat hulle hom toegesluit het. En sê hulle vir hom, "Oké, maar gaan net asseblief, jy maak moeilikheid. Ons soek jou nie in ons dorp nie, jy ontvrug alles." Dan gaan hy vooruit. Dis ook een van die eerste vennootskappe wat ons sien tussen 'n gemeente en kom ons sê 'n sendeling. Waar die sendeling is nie self daar in Filippi nie, maar hulle ondersteun hom finansiëel. Waar hy gaan en sy sendingswerk doen. Om die waarheid te sê, as hy hierdie brief skryf, is hy in die tronk. En hy stuur hierdie brief terug saam met 'n man met die naam van Epaphroditus, as ek nou reg onthou. Want die gemeente van Filippi het hom soontoe gestuur om hom te kom help. Lang stories. Lang stories om te sê dat as Paulus met hulle praat oor ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit van wat voor is. Sê hy in die teks voor dit, in die gedeelte voor waar ons begin lees het by vers 12, sê hy die volgende: Ek het 'n klomp goeie goed in my lewe gedoen. En hy gee sy CV daar vir hulle. Hy sê vir hulle, ek is 'n Romeinse burger, wat vir hulle 'n sterretjie was op sy skouer. Nie net dit nie. Ek is geskoold, ek is geleerd. Ek is 'n fariseer wat die wet ken. Nie net dit nie, ek is onberispelik. Ek het onberispelik gelewe. Gaan vra maar my mentors. Gaan vra maar die ouens wat my ken. Hoe het ek gelewe? Ek het volgens die wet gelewe. Presies reg. Nie 'n voet verkeerd gesit nie. Altyd alles die heeltyd reg gedoen. Ek het selfs die kerk vervolg totdat ek Jesus Christus ontmoet het. En dan sê hy daar, ek beskou al daardie goeders as niks. Hy gebruik 'n baie sterke woord daar. Ek gebruik dit as ek beskou dit as vullis, sê hy. As goed wat niks werd is nie. Die goed in die lewe wat ons dink baie werd is, kom sê Paulus, is niks werd nie. Hy sê nie net, dit is niks werd nie. Hy sê, in vergelyking met Christus, is dit vullis. En dan sê hy, daar maak hy los. En dan sê hy, nee, ek sê dit nie vir julle omdat ek nou al volmaak is nie. Ek sê dit omdat ek weet, ek is nog nie volmaak. Maar een ding doen ek, en dan gebruik hy 'n paar Griekse woorde daarso, wat ons anders vertaal in die Afrikaans. Hy sê, ek gryp, daar staan letterlik as jy daai Griekse woord vertaal, ek gryp na Christus toe. En ek gryp na hom toe, nie omdat ek goed is nie, omdat hy na my toe gegryp het. Omdat hy my eerste gegryp het. Katalabano is die woord, of katalabo is die Griekse woord wat gebruik word, uitgegryp, uit na my. Ek gryp na hom, omdat hy my gegryp het. En dan sê hy, een ding doen ek. En as jy nou daai een ding gaan lees, is dit eintlik twee goeters, né? Hy vergeet en hy strek uit. Dis twee aksies. Maar Paulus maak dit een, en hy sê dis een ding. Om jouself vorentoe uit te strek, is om te vergeet. En om te vergeet, is om jouself vorentoe uit te strek. Vergeet van dit, maak my los, ek laat gaan dit wat agter is, en ek gryp na die dinge wat voor my lê. Dit is wat ek doen. Ek jaag daarna, want daar is 'n doel, 'n skopos. Ek wil die prys behaal, verkry. En die prys wat hy wil behaal, sê hy, is hierdie opwaartse roeping, hierdie trekkrag wat God op my het. Christus het my gegryp. Voordat ek gedruk het, was daar 'n greep. Jou 2026 begin nie met jou eie wilskrag nie. Dit begin by sy genade vir jou. Dit begin by sy gryp na jou toe. Een ding hou ek vas. Een ding. Nie 'n klomp goed nie.
ek vergeet. En as Paulus sê hy vergeet, dan bedoel hy nie amnesia nie, of daardie tipe van vergeet nie. Hy bedoel die volgende as hy sê hy vergeet. Hy sê, ek weier dat die verlede die hede negatief beïnvloed. Ek weier dat dit wat met my gebeur het in die verlede 'n negatiewe invloed het op die toekoms wat ek het. En daarom laat ek los. En in 'n sekere sin is hierdie stuk wat hy geskryf het 'n lofsang, 'n doxologie. En hy sê ek vergeet die verlede nie omdat dit onbelangrik is nie, daar mag belangrike goed wees in daardie lewe, maar omdat Christus belangriker is as daardie goed, of hopelik vir jou belangriker geword het as daardie goed wat dalk vroeër vir jou belangrik was, of wat jy gedink het belangrik is. En dan sê hy, ek jaag daarna, dis 'n beeld van 'n atleet, wat jaag, ek jaag daarna, want daar is 'n opwaartse roeping. Dit is nie 'n opwaartse roeping van 'n klim van prestasie nie, maar is 'n opwaartse trek, 'n roep, 'n trek van bo af na onder toe. So hoe doen ons dit konkreet? So ek sal vir jou 'n ritueel voorstel wat jy kan doen of nie kan doen nie. Dit is vir jou om te besluit. So voor jy vanaand nou daai klok 12 uur slaan, kan jy nou 'n klein stukkie papier vat. En al wat jy op daardie papier kan skryf is die een ding wat ek wil los in 2025. Daardie een ding wat ek wil agterlaat. Skryf dit op 'n papiertjie. Daardie een ding wat jy wil los. En vanaand as die klok skuif, as jy nou wakker is, né? Party van ons maak dit nie. Ek het altyd goeie voornemings en net so klonk voor die tyd dan duik ek as ek weer sien is die volgende jaar. Maar as jy nou dit kan regkry om daar deur te gaan, dan vat jy daai een ding wat jy los, wat jy op daai papier geskryf het, vra vir die Here, hy moet vir jou wys. As jy nie weet nie, vra vir die Here, Here, wys vir my, wat is hierdie een ding wat ek moet los? Wat is hierdie een ding in my lewe, wat in my verlede is, wat ek moet agterlos? Wat ek nie moet saamvat na môre toe nie. En dan brand jy hom. Jy hoef nie 'n groot ding daarvan te maak. Dis nie tussen mense is wat besig om 'n partytjie te hou, geniet die partytjie, doen dit, jy hoef nou nie sedig dit te gaan doen daar nou, niemand hoef nie eens te weet jy doen dit nie. Jy hoef nie eens vir jou vrou te sê, of vir jou man te sê, jy gaan dit doen nie. Doen dit net, skryf maar een ding neer, op jou eie tyd, in die stilte, laat hom gaan. Dis die een ding wat ek wil laat gaan, in my lewe. En dan vat jy 'n ander papiertjie, 'n tweede papiertjie, wat jy nie gaan verbrand nie. En dan skryf jy daarop, die een ding, nie die 100 goed, of die 57 goeders nie, die een ding, waarin jy wil uitstrek in 2026. Daar is een ding wat ek vir myself sê, hiervoor maak ek my los van die verlede en strek ek my uit na die toekoms. Skryf daardie een ding en dan kan jy daai papiertjie vat en dan plak jy hom so ernstig waar jy hom gereeld kan sien. Of as jy nou nie 'n papiertjie mens is nie, deesdae kan jy vir jouself 'n WhatsApp stuur. Stuur vir jouself 'n WhatsApp. Ek doen dit gereeld. En so en dan het jy dit by jou. En as die jaar nou sou begin en nie 5 minute in die jaar in die val jy terug op daardie ding wat jy wou gevat het en wat jy wou gelos het, moenie paniekerig raak nie. Okay? Moenie paniekerig raak nie. Jy moenie vir jouself sê, "Wag, daar's dit nou. Ek het nou gesê ek gaan hierdie jaar nie vloek nie en kyk nou net daarso." Gebeur dit sommer daar. Dis sommer nou 'n stupid voorbeeld. Daar is meer ernstige voorbeelde
As dit maar jy vang dit. Moenie vir jou sê, ag, daar's nee. Paulus sê in hierdie teks baie duidelik, dis 'n proses. Hy sê dit deur die woorde dat ek Paulus reken nie dat ek dit al klaar alles het nie. Dis wat hy sê. Hy sê nie vir hulle, hoor jy, ek sê dit vir julle omdat ek dit het nie, en julle dit nie het nie. Hy sê vir hulle, ek self het dit ook nie. Ek self het dit ook nie. Dis 'n proses. God is besig met jou met 'n proses. Hy is nie klaar met jou nie. Hy is nog steeds besig met jou en dan vat jy dit net weer op. En sê vir jouself, dit is die een ding wat ek los, dit is die ander ding wat ek vat. Dit is waarheen ek my uitstrek. Ons kultuur maak van ou jaar 'n prestasie geraas, nuwe jy, doen meer, wees meer. Die evangelie draai dit om. Nuwe jy begin by hy wat jou nuut gryp. God wat jou op 'n nuwe manier kom gryp. Ek het 'n tannie daar in Kranskloof waar ek 'n klipgoue jare bediening doen in 'n Bybelstudie. Sy kom op 'n stadium na my toe. Sy's ook nou al ouerig. Sy sê vir my, ek kan nie verstaan nie, jy weet, toe ek jonk was het ek hierdie goeters gehoor en so aan. Dit was okay, is nou nie dat ek nie daaraan belangstel, maar het my nie so gegryp nie. Maar nou gryp het my. En dis asof ek nou nie genoeg kan lees wat hier aangaan nie. En dis asof ek nie genoeg vrae kan hê nie. En ek wil net vir julle sê, sy gaan 3 keer 'n week na Bybelstudies toe. Behalwe vir myne gaan sy nog na 2 ander ook toe. En sy sê vir my, dit is net om dit haar ewe skielik gegryp het. En toe sê ek vir haar, ja, dit is omdat God jou gegryp het. En dit is presies wat met jou gebeur, as hy jou gryp. Dan gryp jy terug. Jy het nie 'n keuse nie, jy gryp en jy strek na hom toe, omdat hy eerste na jou toe gestrek het. Voor jy daardie lint oorstreek, het Jesus jou al klaar vasgegryp. Voordat jy volmaak is, het hy jou al klaar vasgegryp. In jou poging en in jou eie probeer, het hy jou al klaar vasgegryp. Voor jy die bladsy vol skryf, het hy alreeds jou naam in sy handpalms geskryf. Voor jy by die horlosie se 12 uur verbygaan, is hy alreeds in 2026 en is hy alreeds in jou toekoms. So laat ons die jaar afsluit met 'n oop hand wat los en 'n hand wat vorentoe gryp na Christus, na verwagting. En laat ons die jaar begin deur nuut te leef en vorentoe te leef. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir u woord wat ons vanaand nooi om vir ons te sê, gaan kyk 'n bietjie wat is die goed wat jy wil los. En los dit. En strek jou uit na dit wat voor jou is. Doen dit op grond van Jesus Christus. Gaan doen die som van wat is belangrik. Al hierdie prestasies en al hierdie wonderlike goeders. Of is daar iets anderste wat ek miskyk? Sodat daardie toekoms wat hy vir ons beloof en wat die intensie is vir elkeen van ons, vir ons kan oopbreek elke dag nuut en nuut. En as ons val, Here, help ons om te verstaan, dis 'n proses. U is nie klaar met ons nie, en my val is nie my einde nie. Dit is ook nie my eindbestemming nie. Dit is my opstanding, en dit is my opstanding uit die dood, wat my eindbestemming is. Nie my lê in die graf nie. Help my om dit deur die Gees
vanaand te kan verstaan. Dit wat ek bid en vra, doen ek in die naam van Jesus Christus. Amen. Ontvang dan ook vanaand die seën van die Here en mag dit ook u seën wees vir 2026. Mag die Here jou seën en mag die Here jou beskerm. Mag die Here sy aangesig, sy gesig oor jou laat skyn en mag hy jou genadig wees omdat hy lief is vir jou. Mag die Here homself verhef tot jou en aan jou sy goddelike vrede gee, 'n diep gesetelde innerlike vrede. Ontvang hierdie van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.